gesels bietjie oor 'n spesiale driehoeke. Jou spesiale driehoeke, dit is baie nice in Trieg. Ons hou baie daarvan. Dit is my 3 gunsteling hoeke. In Trieg is dit 30, 45 en 60. Ons love hulle. Okay, dit is baie cool. Mens kan nogal baie goed met hulle doen. So jy kan hierdie 3 sketsies uit jou kop uit leer en wat lekker is, eintlik hoef jy net hierdie eerste 2 te leer. Want as ek my gewone graad 8 meetkunde onthou van binnehoeke van 'n driehoek, dan weet ek hierdie ouetjie gaan 60 grade wees. So daar kan ek gaan werk met 'n 30, 45 en 'n 60. Okay. Dis die eerste deel wat jy moet weet. En dan die tweede deel is die deel van jou leerwerk wat alles baie mooi in jou notas gesit is. So jy kan hierdie maar net gaan leer. Ek het dit altyd geleer as sint, dus sint. Ek weet party skole werk met sinos, dis ook fyn, maar ek ken hom as sint, kossas en tanta. En wat dit vir my sê is sin is T op S, so dis wat hier so aan die gang is, T op S. Kos is A op S en tan is T op A, dis waar die tanta is T op A. Okay. En dan as ons by die kartesiese vlak kom, gaan ons met daai onderste gedeeltetjie werk. So vir nou moet jy daai gedeelte weet. En dan tweede gedeelte moet jy sek, kosek en kot uit jou kop uit ken. Jy moet maar net weet wat dit is. Dit is net die omgekeerde van sin, kos en tan. So 'n maklike manier om te onthou as jy de mekaar raak met watter een is wat, hoe werk dit en al daai goed. So wat ek gaan doen is jy met jou kosek, sek en kot, jy kan letterlik net die derde letter vat van hulle elkeen. Dis mooi in julle notas vir julle gewys. So vir kosek, kan julle sien die derde letter is 'n S, dan weet jy dit is 1 op sin. Vir sek is dit C, so dan is dit 1 op kos, en dan kot is my T, so dis 1 op tan. Okay, so al wat dit vir my sê byvoorbeeld, sin weet ek mos is T op S. So kosek, jy draai hom letterlik net om, dan is dit S op die T. En sek is 1 op kos. Kos weet ons is A op S, so as hy omgekeer is, dan sit die S op A, en dan dieselfde met tan. Okay, en dan natuurlik hierso met my kartesiese vlak ook, so jy ruil hom letterlik net, draai met op sy kop. So voordat ons by die vraag uitkom, moet ons net eers weet waar hierdie goed vandaan kom, want julle gaan nou 'n klomp somme met dit moet doen. Jy kan dit stuk in jou kalkulator gaan intik, maar meeste van die vraestelle sê vir jou sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. En dan skrik mens nogal, want partykeer dit wat jou kalkulator vir jou gee en wat jy kry van jou skets is nie altyd dieselfde ding nie. So dan skrik mens nogal. So waar dit vandaan kom, nê, as jy hierdie 3 sketse uit jou kop uit ken. Ek hou daarvan om met my 3 driehoeke te werk. En so ek gaan net stuk vir stuk doen. In die notas het ek baie mooi vir julle presies gesê wat is sin van 30, kos van 30 en tan van 30 en dieselfde met 45 en met 60. Okay, so julle kan net daarna gaan kyk. Maar waar ons dit gekry het, ons weet die eerste ding wat ons doen met 'n 90 grade driehoek is ek gaan label my sye. So hierdie is my skynsy. Nou werk ek met die 30 grade, dan is hierdie my teenoorstaande sy en daai is my aangrensende sy. Dan wat ek gaan doen, as ek byvoorbeeld vra wat is die sin van 30? Ons het nou net gesê sin se lettertjies is T op S. So dan is dit 1 op 2. En as jy dit in 'n calculator intik, as jy gaan intik die sin van 30, gaan jy ook 'n half kry. En dan as ons gaan werk met die kos van 30, kos se lettertjies is A op S. So dit is die A boop die S. So dit is die wortel 3 boop 2. En dan die laaste enetjie, die tan van 30, hier moet julle nou mooi kyk wat hier gebeur. Tan se lettertjies is mos nou T op A. So dit is hierdie T boop die A, dis 1 op wortel 3. Right, maar kyk gou hierson, hè. Wanneer jy tan van 30 in jou calculator gaan intik, dan gaan hy bietjie vir jou iets anders uitspoeg. Hy gee vir jou 'n wortel 3 op 3. Okay, so moenie skrik nie. Hierdie twee is presies dieselfde. In graad 11 leer jy van rasionalisering. Eintlik al wat my calculator nou al gaan doen het, is hy het gesê, een van my wiskunde reëls weet ek, is ek hou nie regtig van 'n wortel aan die onderkant van my breek nie. So ek wil nooit 'n wortel as 'n noemer hê nie. So toe sê hy, kom ons gaan maal hierdie breek, ons gaan rasionaliseer. Ek maal hom met 'n wortel 3 op wortel 3. Dit beteken net ek maal hom eintlik met 'n 1. En julle weet van graad 6, hoe mens breuke maal, is bo met bo,
en onder met onder, en wortel 3 maal wortel 3 gee vir my 'n pragtige 3. So dis wat jou calculator uitgespoeg het, maar dit is waar dit vandaan kom. Julle sien, dit beteken presies dieselfde. As jy na die desimale gaan kyk, gaan hulle altyd vir jou 0,57735 ensovoorts gee. Okay, so julle hoef nie daaroor te stres nie, dit beteken presies dieselfde. Okay, dan as ons by 45 grade kom, ons gaan nog net hierdie enetjie doen, dis maar die 45 en 60, dit is heeltyd dieselfde ding. So ek werk met die 45 grade. Eerste ding wat ek doen met 'n 90 grade driehoek is ek label my sye. So hierdie is my skynsy, oordat ek die 45 werk, daai is my teenoorstaande sy, en die ander ouetjie is my aangrensende sy. So as ek byvoorbeeld die sin van 45 soek, sin se lettertjies is T op S, so dit is 1 op wortel 2. Hierdie is nou weer een van die gevalle, as jy dit op die calculator gaan intik, gaan jou calculator vir jou wortel 2 op 2 uitspoeg. Waar hy dit gekry het, is hy het net gaan sê, maal met wortel 2 op wortel 2, so ek maal hom net met 1, so ek verander nie sy waarde nie. 1 maal met wortel 2 is wortel 2, wortel 2 maal wortel 2 is 2. So dis waar my calculator dit gekry het. Dan gaan werk ons met die kos van 45, kos se lettertjies is A op S, so dit is 'n 1 op wortel 2, en weer eens, as jy dit in jou calculator gaan intik het, dan het jy 'n wortel 2 op 2 gekry. En dan doen ons dieselfde met tan, maar ek dink julle verstaan daarom nou hierdie gedeelte. Okay, tan van 45 is T op A, so dit is T 1 op 1, en dan kry ek 'n pragtige 1. Okay, en dan doen ons dieselfde vir 60 grade. Right, so kom ons kyk gou na voorbeelde. Ek stel voor julle pause die video hierso, en dan probeer julle hierdie vragies gou eers. Ek het vir julle die 2 driehoeke hier gegee, as jy net met 2 driehoekies wil werk. Persoonlik hou ek daarvan om met 3 te werk, maar dit is jou keuse, solank as wat jy weet, jy mag werk met 30, 45 en 60 grade. So kom ons gaan kyk gou. Kos van 0 is so 'n bietjie van 'n spesiale geval. Ek praat gewoonlik van die koppe van my CAST diagram. So dit is die 0, die 90, die 180, die 270 en die 360. Ons het bietjie meer hiermee te doen met jou kartesiese vlak. So wanneer jy met die koppe van jou CAST diagram, byvoorbeeld 0 of sê nou maar 'n sin 90 of 'n kos 180 of 'n sin 270 of enige van daai goed, wanneer jy dit het, dan mag jy dit in jou calculator intik, want dit is my terminale punte. Ons gesels bietjie meer oor dit, wanneer ons kom by my trigrafieke, maar dit kom maar net neer, dat jy jou leerwerk ken, om te sê, daar waar kos 0 grade is, sien julle, daar is my x-waarde 0, dit beteken my y-waarde is 1. Maar ons chat later daaroor in trigrafieke, julle kan net daai video gaan kyk. So as jy kos van 0 in jou calculator intik, dan gaan jy 'n pragtige 1 kry. Sin kwadraat van 60, oomblik wat jy 60, 30 of 45 sien, dan raak jy baie opgewonde, want dan weet ek mag my spesiale driehoeke gebruik. Moet asseblief nie alles net so in jou calculator gaan inchak nie, mens kry punte vir elke gedeeltetjie. Die sin van 60, so dit is nou waar ek my spesiale driehoek gaan gebruik vir 60 grade, so dit is daai gedeeltetjie, ons het dit daarom nou al gedoen, so dan gebruik jy die sin van 60, dan kry ek hom as 'n wortel 3 op 2. Ek herinner julle net, hierdie is in die notas baie mooi uiteen vir julle gesit met stappe om te sê wanneer moet jy wat doen en alles. So gebruik die notas om saam deur die video te werk, dit maak dit soveel makliker. Okay, so daar is die kwadraat, want my kwadraat is daar. My wortel 2 chill net daar uit, en dan sec 45, so as jy kan onthou, hierdie sec het ons nou net gesê, jy kyk na die derde letter, so dis 'n C, so ons weet dit gaan 1 op die kos van 45 wees. So eintlik al wat dit vir my sê is, dit sê ek moet die kos van 45 gaan kry. Kos van 45, hierdie stappies is baie mooi in jou pakkie, aan die onderkant is daar so 'n side note om te sê. Right, so die kos van 45, ons het hom nou ook gekry, as 'n wortel 2 op 2. So wanneer ek hom omgekeerd wil hê, dan maal ek hom met 'n 2 op wortel 2. So dis hoe ons daai gedeeltetjie doen. Dit is maar al wat sec, cot en cosec is. Skryf maar net die getalle neer en dan draai hulle onderste een gaan boontoe, die boonste een kom ondertoe. Okay. Dan kan ons gaan vereenvoudig. My 1 gaan net eers daar uitchill. Ek weet wortel 3 kwadraat is 'n pragtige 3. En 2 kwadraat is 'n 4.
Hier kan ek sien my wortel 2 en my wortel 2 kanseleer uit en dan kry ek daai. En dan kry ek my antwoord as 'n pragtige 15 op 4 of jy kon hom gaan sit het as 'n 3 en 'n 3/4. Voilà, dis hoe ons dit doen. Volgende een, hier sien ek weer die sin van 90. Sien julle, daar's weer een van daai lekker terminale punte. Ons love it as hulle dit vir ons gee. As jy die sin van 90 in jou calculator gaan incheck, dan gaan jy 'n 1 kry. Right. Jy sit die kos van 60 in jou calculator in, of jy gebruik 'n spesiale driehoek, is om te sê dan kry ek 'n half. En die tan van 45 met my spesiale driehoek gee vir my 1. En as jy daai vereenvoudig, dan kry ek 'n half bo op 1 en dit is net 'n pragtige half. So maklik is dit. Volgende. Nou sê hulle vir my, ons werk hier met die tan van 30. Ek gaan my spesiale driehoek gebruik en dan gaan ek hom kry as 'n wortel 3 op 3. Okay. Wanneer jy hierdie gedoen het, het jy eintlik 1 op wortel 3 gekry. As jy 'n spesiale driehoek gebruik het, kry jy eintlik 1 op wortel 3, maar ek gaan skryf in klor en syfer eenvoudig te vorm as wortel 3 op 3. Okay. Hoofsek weet ek mos is die omgekeerde van, as ek daai derde lettertjie kyk, is dit 'n S, so dis die omgekeerde van sin. So wat jy eintlik gaan uitwerk, so ons gaan sê dit is 1 op die sin van 60. Okay? En as jy die sin van 60 in jou calculator gaan intik, of jy gebruik jy spesiale driehoek, dan kry ek hom as 'n wortel 3 op 2. So as hierdie die sin van 60 is, as ek hom dan nou moet omdraai, dan sê ek maal met 'n 2 op wortel 3, so hy moet regtig net omruil. Okay. En aan die onderkant, kos 45, ons het hom ook daarom nou al gedoen, ons kry hom as 'n pragtige wortel 2 op 2, en die sin van 45 kry ek ook as 'n wortel 2 op 2. Nou kan ons gaan vereenvoudig, kyk hierso, aan die bokant van die lyn gaan ek vereenvoudig, my wortel 3's gaan mooi uitkanseleer, en dan maal ek 'n breek bo met bo en onder met onder. So aan die bokant het ek 'n 2 op 3, en dit alles bo op, hierdie aan die onderkant gaan ek vereenvoudig, ek sê wortel 2 maal wortel 2 gee vir my 2, en 2 maal met 2 gee vir my 'n 4. Okay, kyk nou, ek's mal daaroor as hulle hierdie vra. Julle kan dit in jou calculator gaan incheck, maar ek sal dit nie aanbeveel nie, ek wil regtig hê julle moet die gedeelte verstaan, die wiskunde en die algebra wat actually hier ingaan. Altyd, wanneer jy 'n breek op 'n breek het, ek hou niks daarvan nie. So, daar staan nou eintlik 2 op 3 gedeel deur 2 op 4. So ek gaan hierdie net 'n bietjie anders skryf. Daar staan 2 op 3 gedeel deur 2 op 4. So dis eintlik wat daar staan en dit is al klaar baie beter. En ons weet, ons mag nooit deel met 'n breek nie, so wat ek gaan doen is ek gaan sê hierdie 2 op 3 maal met sy resiprook. Gaan my 2's uitkanseleer en dan kry ek my antwoord is 'n pragtige 4 op 3. En dis hoe ons dit doen. Okay. Right, vierde enetjie. Hulle sê hier vir my, bereken die sin van 45, spesiale driehoek, beautiful, wortel 2 op 2. Kot kwadraat van 60, ons weet mos kot, as ek na die derde lettertjie kyk, dan is dit, die T staan vir tan, so dit gaan 1 op tan wees. Tan van 60 kry ek as 'n pragtige wortel 3. Onthou, hy staan eintlik mos op die 1. So wanneer jy hom omdraai, dan word hierdie 'n 1 op 'n wortel 3, en onthou asseblief, hulle het gesê kwadraat, so hy moet gekwadreer word. Aan die onderkant het ek die kos van 45, kry ek 'n wortel 2 op 2. Nou kan ek gaan vereenvoudig, ek kan sommer al klaar hierdie gaan uitkanseleer, dis wat lekker is, en dan wat oorbly is 1 kwadraat gee vir my 1, wortel 3 kwadraat, gee vir my 'n 3, en dan is my antwoord 'n derde. Voilà!